terwyl ek hierdie week begin voorberei het hieraan, voel ek net hoe groei en ontwikkel dit. Maar die titel van hierdie boodskap is om te brand sonder om uit te brand. Om te brand sonder om uit te brand. En waaroor ek met jou wil praat in die volgende week of 2 of 3, as deur ons spaar, is oor die ritme van jou lewe. Jou geestelike ritme. Die pas waarteen jy leef. En waarvoor jy leef. En ek wil begin deur vir jou ritme in die skrif te wys, want God het ritme ingestel in ons lewens, soos wat hy ritme ingestel het met die natuur. Kom ons kyk daarna in Genesis 1, ons gaan dit vir u lees en u kan dit op skerm saam met ons lees, of u kan dit saam met ons in u Bybel volg, en ek wil vir jou nooi om jou Bybel kerk toe te bring. Amen. Bring jou Bybel kerk toe. Jou Bybel kan op jou foon wees, jou Bybel kan 'n fisiese Bybel. Ek weet ons het vandag so baie tegnologie, maar bring jou Bybel saam met jou, bring 'n pen saam met jou, bring 'n notaboek saam met jou, want ons gaan goed sê en goed deel wat jy nie gaan wil vergeet nie. Maak 'n nota en onthou, ons kan in die week kan ons die boodskap gaan luister en ons kan op YouVersion kan jy die boodskap gaan lees en op WhatsApp gaan ons die boodskap weer uitstuur, maar daar's baie keer dinge wat die Here met jou persoonlik deel terwyl ons luister na 'n boodskap wat jy nie wil vergeet nie, jy wil dit nie mis nie. En as jy hier is en ons lees iets of ons deel iets en die Here openbaar iets aan jou, skryf dit onmiddellik neer. Daar's iets van daar's 'n dinamika rondom dit wat ons skryf. En ek bemoedig baie keer mense en sê, moet dit nie tik nie, skryf dit. Nou, ek sê dit, tong in die kies, want ek is 'n ou wat baie tik op my foon. As ek notas maak, dan tik ek dit. Maar daar's 'n dinamika, Habakuk 2:2 praat hiervan, waar ons, dit wat ons neerskryf, word geopenbaar, sodat die wie dit lees, daarmee kan hardloop. Want daar was nie e-pos in Habakuk se tyd nie. Mense het gehardloop met die boodskap. En so wanneer, daar's 'n geestelike konnotasie aan, wanneer jy iets neerskryf, dan sit dit iets in mosie in jou lewe. En as God vir jou iets openbaar, moenie dit vergeet nie, moenie dit net as vanselfsprekend aanvaar nie, skryf dit neer. En so bring vir jou notaboekie, bring vir jou pen, dat jy niks mis nie. Genesis 1, vers 1 tot 5, ek dink meeste van ons het al hierdie verse gelees in die Bybel, maar lees dit nou vanuit die filter van ritme in ons lewens en in die natuur. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg. Daar was chaos, daar was geen orde nie. Van het vanoggend oor orde gepraat. Ons gaan vanoggend oor orde praat. Die aarde was woes en leeg. Duisternis was op die wêreld, vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En ek hou van die Hebreëus hiervan. Van die Hebreëus lees hom so bietjie anders as laat daar lig wees. Ek hou van die Hebreëus lees so. En God het gesê, lig wees, en lig was. Ek hou daarvan. Lig wees, en dit was. Ek hou daarvan. Dit geef my iets van die krag van God en van sy woord. En so, hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en hier kom ritme in. Hy het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. Dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Ons sien van die begin van skepping, sien ons ritme. Nou vanoggend wil ek met jou gesels oor jou geestelike ritme, want baie mense vandag worstel met so baie afleidings, wat ons aandag en ons fokus wegvat van die pas waarin ons moet bly met God. Mense sukkel met digitale oorlading, met ander woorde, jy word oorweldig met digitale informasie. Ek het nou die oggend toe ek by die kantoor kom, ek het net voor 8 ingestap by die kantoor, en ek het alreeds amper 50 WhatsApps op my foon gehad. Dit was 8 uur die oggend.
So daar is 'n digitale oorlading wat plaasvind, daaglikse afleidings. Ek hoef jou nie te vertel van afleidings nie. Ons almal weet watter dinge ons aandag aflei. Onreëlmatige geestelike dissiplines. Ons blaas partykeer warm, dan koud. Ons bid, dan bid ons nie. Ons aanbid en ons aanbid nie. Daar's nie 'n ritme nie, daar's net wanorde partykeer in ons lewens. En dan wat gebeur is, baie van ons worstel met hierdie emosionele dreinering wat plaasvind, omdat jy soveel energie aan dinge gee buite die ritme waarvoor God jou geskaap het. En vandag wil ek met jou praat oor geestelike ritme, en ek wil vir jou 'n definisie, ek het probeer dink hoe kan ek dit verkort, maar ek gaan vir jou hierdie definisie gee soos ek dit neergeskryf het oor wat ek glo geestelike ritme is. En ons sit dit vir jou op skerm. Geestelike ritme is die doelbewuste patroon wat ek en jy elke dag kweek. Nie net in ons daagse dag nie, maar elke maand, elke seisoen van ons lewe, om tot God te nader deur dissipline, soos gebed, en ons kan uitbrei gebed en vas en aanbidding, en die lees van die woord, soos gebed, en dan vanuit daardie plek van intimiteit met God, te leef, sonder om leeg te loop. Wat geestelike ritme vir ons doen is, dit leer ons brand, sonder om uit te brand. En baie mense brand uit. En ek dink hierdie boodskap is vir my so pertinent, want ek het hierdie week in my eie lewe begin om bietjie self-evaluasie te doen oor die ritme waarby ek lewe. En ek wil van hierdie waarhede met jou hart deel, en hopelik gaan dit ons help om weer in ritme en in pas te kom met dit wat God wil hê vir ons lewe, en nie afgelei te word deur al die dinge wat hy nie vir ons wil hê nie. Geestelike ritme skep die platform waaruit ek en jy gaan groei en gaan verdiep in 2026, maar die afwesigheid van geestelike ritme in jou lewe, as dit al nie geestelike ritme is nie, dan skep dit ook 'n platform, maar 'n platform waarby ons sal stagneer geestelik, ons harte verhard word, en waar ons geestelik agteruit begin gaan, en nie meer vooruit nie. Sonder, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld, sonder geestelike ritme, beweeg ons van nader met God na ver. Ons beweeg, sonder geestelike ritme, gaan ons van nader, gaan ons na ver. Ons gaan van diep, terug na vlak. Ons gaan van volwasse, na onvolwasse. Ons beweeg van aktief. Toe jy in geestelike ritme was jy aktief betrokke by die dinge van die Here, en nou vind jy is onaktief. Dis wat chaos en wanorde skep in jou lewe. En so jy voel uitgebrand, jy voel gedreineer, en dit is omdat jy buite die ritme is van wat God vir jou geskaap het. Ons gaan sonder geestelike ritme van transformasie, waar jy gegroei het en gebrand het en verander het met die Here, na fragmentasie, waar jy jouself soveel keer opdeel, en uiteindelik is elke deel van jou lewe opgedeel met iets, maar daar's geen ritme nie. Ons skuif ons huis, sonder geestelike ritme, skuif ons geestelike wortels van die rots na die sand. En die woord sê vir ons moet ons huis op wat bou? Op die rots bou. Dit moet gefestig wees. Jou verhouding met God moenie 'n rollercoaster tipe verhouding wees nie. Eendag op, eendag af, eendag brand, eendag lou, eendag warm. Dis nie hoe God ons geskaap het nie. Hy het ons geskaap om in ritme te bly. Nou, meeste van ons hierso was al by die see gewees. Ek wil net vir interessantheid weet, is daar enige iemand hier vanoggend wat nog nooit die see gesien het nie? Goed, ons almal het al die see gesien. Die see het ook 'n ritme wat dit volg. Die getye kom in, die getye gaan uit. Die golwe breek op die strand en dan trek die water
weer terug. Maar kom ek wys vir jou, kom ek herinner jou en wys vir jou, hoe dit lyk wanneer die see dit doen. Kom ons kyk hierna. Ons kan miskien die klank aansit daar, dankie. Golwe spoel uit op die strand, dan bereik dit die perk wat God daarvoor geskaap het, sê die woord, en dan trek dit terug. Daar is 'n ritme in die golwe, van uitspoel en terugtrek, uitgee en terugtrek. Ons kan dit so stel, ons kan sê, dat die getye die see se asemhaling is. Die golwe is soos die hartklop. Sonder hierdie ritme van sistemiese vloei by die see, waar die golwe uitspoel en weer terugtrek, sal daar geen kuslyne gevorm word nie. Ek het hierdie week bietjie gaan navorsing doen oor hoekom God die see so geskaap het, dat daar 'n ritme moet wees. En wetenskaplikes wat hierdie beginsel studeer, sê dat as die see geen ritme gehad het nie, was daar geen vorming van kuslyne nie, en sou erosie soveel makliker plaasgevind het, en ons sou net al hierdie afgekapte gebiede gehad het, in plaas van hierdie pragtige strande, waarop ons kan rus en kan ontspan. Nou dieselfde is waar van jou lewe. Met ritme kom daar vorming. En net soos wat die see die kuslyne vorm, so is daar 'n vorming wat plaasvind wanneer ons ritme in ons lewe het. Die oseaanse ritme vorm die kuslyn, en ek wil vir jou sê, as die Here vir die oseaan ritme gegee het om kuslyne te vorm, hoeveel meer het ek en jy nie ritme nodig vir vorming in ons eie lewe nie. Jou geestelike lewe, jou verhouding met Jesus was nooit bedoel om chaoties en vol wanorde te wees nie, maar konsekwent en lewensgewend. Baie mense se geestelike lewe is soos vonke en as. Ons brand passievol, dan brand ons uit. Eendag op, eendag af. Eendag vurig, eendag staan ons terug. Eendag bid ons, die ander dag het ons nie meer tyd nie. Eendag is ons lief vir die woord, ander dag is ons lief vir ander dinge. Vonke en as. Kom ek sê vir jou wat geestelike ritme nie is nie. Geestelike ritme is nie 'n oomblik van opwinding wat gevolg word deur uitbranding nie. As jy 'n oomblik het met God, of in die diens, of by 'n konferensie, of op jou knie, waar jy hierdie oomblik ervaar, waar God so intiem en so naby aan jou is, en dan uit daardie oomblik uitgaan, en net weer uitbrand, omdat daar nie konsekwente ritme is nie. Dis nie wat geestelike ritme is nie. Dis nie desperaatheid vir God, sonder dissipline nie. Geestelike ritme gaan oor die konsekwente toepassing van die dissiplines wat God ons gegee het om tot hom te nader. Ons kom nie kerk toe byvoorbeeld om te kom net om te aanbid of om iemand te kry om ons te lei om te aanbid. Ons moet al aanbid nog voordat ons kom. Ons moet al bid voordat ons kom. Ons moet in die huis inkom, voorbereid, gereed en met verwagting. Maar ons daaglikse lewe het daardie dissiplines nodig. Geestelike ritme is nie om vir God te werk, maar nie om in God te rus nie. Die Bybel gee vir ons 'n belangrike beeld van hoe geestelike ritme lyk. In die skepping het ons vanoggend gelees dat God ritme ingestel het deur dag en nag, aand en môre, werk en rus. Op watter dag het God gesê die mens moet rus? Die 7de dag moet hy rus. So daar moet 'n dag wees van rus. Dis deel van die ritme waarby God ons geskaap het. Maar Jesus se eie bediening het uit ritme bestaan.
as ons na Jesus se lewe kyk, sien ons daar oomblikke is wat Jesus bedien en dan staan oomblikke wat Jesus onttrek. Daar's oomblikke wat Jesus tyd met die skare het en dan is daar tye wat hy alleen wil wees. Daar is oomblikke wat ons sien, Jesus gaan publiek met wonderwerke en dan sien ons Jesus gaan privaat in gebed. Daar's 'n ritme tot Jesus se lewe. In Lukas 5 lees ons in vers 15 en 16 en ons sit dit vir jou op skerm. Die gerug aangaande Jesus, aangaande hom, is nog meer versprei en groot menigtes het bymekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar vers 16 sê, hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Daar was tye wat Jesus publiek was en daar was tye wat Jesus privaat was. En ons het al twee nodig. Ons het tyd nodig vir werk en ons het tyd nodig vir rus. Ons het tyd nodig in gebed en dan om dit uit te leef. Tyd in die woord en dan om dit toe te pas. Daar moet 'n ritme in jou lewe wees. Hulle sê in 'n oorlog, ek hou van oorlogstories en ek hou van die geskiedenis rondom oorlog, maar hulle sê in oorlog is gevegtyd en rustyd ewe belangrik. Ek het al foto's gesien, sy teen sy van hoe jong manne gelyk het wat in die Tweede Wêreldoorlog ingegaan het. Hoe hulle gelyk het toe hulle ingeklaar het en oorlog toe gegaan het en hoe hulle gelyk het toe hulle teruggekom het. En hulle het in kort tye jare verouder as gevolg van die druk en die spanning en die min rus. En wanneer jy nie rus nie, is jy geestelik kwesbaar vir die vyand. En so hierdie geestelike oorlog waarin ons is dit belangrik vir jou om te weet jy's in hierdie geveg, jy's deel van hierdie oorlog, maar jy moet ook rus. Nou ritme, en wanneer ons oor geestelike ritme praat, kan eintlik deur een woord opgesom word, en dit is die woord bly. Ek wil net vir die persoon langs jou kyk en sê, bly. Nie bly te ken nie, net bly. Net bly. Kom ek wys vir jou die konteks hiervan, in lig van ritme, van hoe Jesus dit vir ons leer. In Johannes 15 vers 4 en 5 sê Jesus die volgende, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie, bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hoekom? Want Jesus herinner ons, sonder my kan julle niks doen nie. So ek wil hierdie opsom in 'n sin, dat ons dit nie sal vergeet nie. Ek wil ons met die sin op skerm sit. Ritme is om jou lewensrit met God te stap. Ritme is om jou lewensrit met God te stap. Met ander woorde, Van het dit so mooi gesê vanoggend, dis nie om vooruit te hardloop en so haastig deur die lewe te gaan, dat Jesus agtergelaat word en jy begin om jou eie planne en gedagtes en begeertes uit te voer nie. En dis ook nie om agtergelaat te word nie, maar dis om in ritme, in pas te bly met Jesus se wil en sy plan vir jou lewe. Sonder ritme sal ons uitbrand. As daar nie ritme in jou lewe is nie, konsekwente tyd vir intimiteit in jou verhouding met Jesus, van waaruit jy lewe nie, sal jy uitbrand. Ek kan nie die belangrikheid hiervan genoeg beklemtoon vanoggend nie. Wanneer daar nie ritme is nie, gaan jy uitbrand. En die Here wil nie hê jy moet uitbrand nie. Daar moet 'n plek wees, 'n platform van waaruit jy lewe, waar jy volgemaak word, waar daar in jou belê word, waar jy geestelik kan groei en ontwikkel, sodat jy vanuit daardie plek die lewe kan doen. En dit is daai dissiplines wat die Here ons gegee het. Dis wanneer ons alleen by sy voete sit. Dis wanneer ons hom ken en met hom praat, voordat ons met enige ander persoon praat in die dag.
Laat dit 'n doelwit in jou lewe wees, as jy môreoggend opstaan, om eerste met Jesus te praat, en wanneer jy vanaand gaan lê, om laaste met hom te praat. Skep 'n ritme. Ritme help ons om te bly, sonder om leeg te loop. Volgende week wil ek met jou gesels oor 4 tipes ritmes wat God ons gegee het, en ons gaan kyk na Bybelse voorbeelde van daardie ritmes. Ek gaan volgende week vir jou iets gee, waarby jy jou lewe kan evalueer, waarby jy jouself kan toets, en kan ondersoek, maar is daar chaos en wanorde in my lewe, of is daar 'n ritme, 'n gesonde geestelike ritme? En dan gaan ons praat van, hoe kan ek brand dan? Sonder om uit te brand. Ek wonder, ons gaan afsluit, maar ek wonder vanoggend, sal julle omgee as ek miskien net hierdie 4 ritmes by jou los vanoggend? Kan ek dit miskien by jou los? En dan volgende week gaan ons hieroor praat. Is dit reg met jou? Daar's 4 ritmes van die lewe. Nommer 1 is jou daaglikse ritme. Jou daaglikse ritme is wat jou help om naby te bly. Naby wie? Naby Jesus te bly. Jou daaglikse ritme is wat jou naby hou. Jou weeklikse ritme help jou om verbind te bly. Ons gaan praat, in die volgende week of 2 gaan ons praat oor, nie net ons persoonlike ritme nie, maar die ritme van ons gemeente. Hoe belangrik dit is om konsekwent hierdie dissiplines na te volg. Wanneer ons bid ons saam. Wanneer ons saamkom om die woord te hoor, dan kom ons saam om die woord, saam om te aanbid. Daar's 'n ritme, en 'n kerk sonder ritme is 'n kerk van chaos en wanorde. En so die Here wil hê ons moet 'n kerk van orde wees, en in ritme wees met wat God wil doen in ons gemeente. Ek het met 1 of 2 mense dit gedeel, ek deel vanoggend baie kort met jou, maar ek glo vas, 2026 is die bouseisoen van ons gemeente. Ek gaan dit tog met die kerkraad bespreek, met alles wat oor die jare in die geskiedenis van ons gemeente plaasgevind het. Die Here het gekom en so baie al gedoen, genesing, eenheid, soveel dinge, maar hierdie is die seisoen vir bou. Amen. Wil jy die Here sien bou hier? Ek glo die Here wil elke stoel vol maak in hierdie gemeente. Ek glo die Here wil siele red in hierdie gemeenskap, lewensomkeer, lewensomdraai, dat hierdie 'n plek van konsekwente groei en gesondheid sal wees. Meer as nommers wil ons 'n gesonde gemeente wees. En om 'n gesonde gemeente te wees, soos wat jy geestelik gesond is, moet jy in ritme wees. Ons gaan praat oor hoe lyk 'n kerk wat in ritme is. 'n Seisonale ritme is om vernuwe te bly. Met ander woorde, dis nie iets wat jy elke dag doen nie, maar miskien iets wat jy elke seisoen doen. Soos byvoorbeeld, wanneer ons vas en bid as gemeente. Elke begin van die jaar soek ons God deur vas en gebed. Dit is deel van ons ritme. En dan is daar ons lewensritme, om nederig te bly, om naby te bly, om verbind te bly, om vernuwe te bly. En dan laastens om in hierdie ritme nederig te bly. En ons gaan volgende week hierdie ding bietjie ontpak. Ek gaan kyk na Bybelse voorbeelde hiervan, en dan gaan ek vir jou iets gee, ek wil iets in jou hand sit, waarby jy kan weggaan volgende week en jouself kan evalueer. Is ek in ritme met God in my lewe? Wat moet ek verander? Hoe moet ek brand sonder om uit te brand? Amen. Ons gaan daaroor praat as die Here wil volgende Sondag. Ek gaan ons aanbiddingspan vir hom weer na vore te kom. Dit sal great wees as ons my nuwe gunsteling liedjie dalk kan sing voordat ons huis toe gaan. Ek weet nie wat die kans daarvan is nie. No pressure. En ek gaan jou vra, staan saam met my. Kom ons sê vir die Here dankie vir die woord vanoggend. Wanneer ons klaar gesing het, ek vir Arno vra, Arno, sal jy vir ons asseblief die diens kom vandag met gebed? Ek sal dit baie waardeer, baie dankie.
Staan saam met my, kom ons bid en sê vir die Here dankie vanoggend vir sy woord. Here, baie dankie vanoggend dat U besig is om vir ons leiding in ons lewens te gee van hoe om in pas met U te stap. Ek kry sommer hierdie beeld in my hart. Ek dink vir die wat in die weermag was, sal julle al die drill instruksies op die paradegrond onthou en almal moes hulle hakke op dieselfde tyd instamp, almal se bene moes dieselfde tyd lig. Daar was 'n ritme in die orde van daardie marchering en die Here wil ons lewens, ons gemeente in ritme bring met die diepte, die warmte, die liefde van wat dit beteken om hom te ken, om te brand vir hom, om vurig te brand sonder om uit te brand. Here, help ons hiermee. U het dit die beste gesê, toe U gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. En so vanoggend wil ons onsself onderwerp, Here, aan U woord, dit wat ons gehoor het, dit wat U kom oopmaak het in ons harte, dit wat U mee begin deel het, sodat dit lewensverandering sal voortbring, en Here, dat ons nie net vonke en as sal wees nie, maar dat ons vurig sal brand as gelowiges waar ons gaan, en soos ons gaan, Here, dat die vuur en daardie eerste liefde in ons harte vir U aansteeklik sal word en die lewens van ander sal affekteer. Help ons daarmee. Begin by ons. Leer ons om in ritme te lewe en uit daardie plek van 'n intieme verhouding met U dan te lewe. Seën vanoggend se woord. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.